Ons gaan vanoggend 'n stukkie saam lees wat ek seker is u al baie gehoor het, maar tog 'n stukkie wat mens nie verskriklik baie self lees nie. Dit is 2 Kronieke, die 33ste hoofstuk, en dis deel van die geskiedenis van die verdeelde monargie nadat die Noordryk en die Suidryk reeds verdeel het, die 10 stamme Israel, die Noordryk, en dan die Suidryk, die 2 stamme Juda wat oor is. En hierdie stukkie geskiedenis speel dan af in die geskiedenis of in die onder die konings van Juda, spesifiek Hiskia of Jehiskia, die pa, en sy seun is die een waaroor ons eintlik dan gaan gesels, Manasse. En voordat ons hierdie gedeelte lees, gaan ek egter vra dat ons as gemeente eers sal stil raak in gebed voor ons Here. Broers, ons kan staan en dan nader ons hom en vra dat hy ook vir ons sy woord vanoggend sal duidelik maak. Almagtige God, grote koning, ewige Here. Here, wat 'n gawe en wat 'n voorreg om vanoggend hier rondom u woord te mag vergader. Op die eerste Sondag van die nuwe jaar, met 2025 wat afgesluit het. Maar verlede jaar het vir ons gewys dat in hierdie tye, in hierdie land, is dit maklik om na die wêreld en alles wat rondom ons gebeur te kyk en te voel. Die glas is maar half leeg. Here, maar as u kinders wat glo, weet ons dit is nie so nie. Dit is nie net half vol nie. Dit loop oor van genade. Here, ons ervaar en ons beleef u ontferming op soveel plekke. En om net hier te mag wees, om na u woord te mag luister, is al reeds getuienis van u sorg, soos wat dit dwars deur die hele jaar, verlede jaar was. Duidelik was u hand oor u kinders. Duidelik is u hand nog steeds oor ons, ook hulle in beproewing. Daarom kan ons vanoggend ook bid vir Tannie Linda, vir oom Henny, vir Frikkie, vir oom Skalk. Ook vir Kevin se familie en ook Tannie Elsa se familie met geliefdes wat afgesterf het. Here, duidelik is u hand oor die kerk, oor die gelowiges, dat ons in hierdie tyd vandag u saam kan aanbid, u naam mag aanroep. In 'n tyd wat so baie swaar kry, so baie dinge tot niet gaan en so baie kerke se deure toe gaan. Die gemeente staan steeds hier en u is steeds hier teenwoordig. Daarom het ons ook die vrymoedigheid om elkeen wat hierdie week verjaar aan u op te dra en te vra dat u hulle ook in die nuwe lewensjaar sal seën. Want ons besef alles is genade. Selfs die feit dat ons in u glo is genade. Daarom bid ons en vra dat u ons oë sal oopmaak, sodat ons u werke kan sien in ons en om ons. Dat u ons harte sal oopmaak, o Here, dat dit sal vul met liefde en vertroue. Dat u ons sal sterk maak in u krag. Dat ons die nuwe jaar vreesloos sal aanpak op die pad wat u vir ons bepaal het. En dat u ons nou ook sal ontvanklik maak vir u woord, sodat dit inslag sal vind in ons lewens. Ons bid dit nie uit verdienste nie. Ons vra dit slegs en alleen in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Ons skriflesing begin by hoofstuk
33, maar ons gaan op 'n stadium terugverwys na die laaste 2 verse van die vorige hoofstuk ook. En dit gaan maar oor Jehiskia se dood. Jehiskia soos wat hy ook meer bekend is. Maar ons gaan nie nou daardie 2 verse lees nie, ons gaan daarna luister tydens die prediking. Ons begin by 2 Kronieke hoofstuk 33, die eerste vers. Manasse was 12 jaar oud toe hy koning geword het. En hy het 55 jaar in Jerusalem geregeer. En hy het gedoen wat verkeerd was in die oë van die Here volgens die gruwels van die nasies wat die Here voor die kinders van Israel uit verdrywe het. En hy het die hoogtes weer gebou wat sy vader Jehiskia afgebreek het en altare opgerig vir die Baals en heilige boomstamme gemaak en hom neergebuig voor die hele leer van die hemel en hulle gedien. Ook altare gebou in die huis van die Here, waarvan die Here gesê het in Jerusalem sal my naam vir ewig wees. En hy het altare gebou vir die hele leer van die hemel in albei die voorhowe van die huis van die Here. Ook het hy self sy seuns deur die vuur laat deurgaan in die dal van die seun van Hinnom en met golery en verklaring van voortekens en towery omgegaan en dode besweerders en waarsêers aangestel. Hy het baie gedoen wat verkeerd was in die oë van die Here om hom te terg. Hy het ook 'n gesneede afgodsbeeld wat hy gemaak het in die huis van God opgestel, waarvan God aan Dawid en sy seun Salomo gesê het, in hierdie huis en in Jerusalem wat ek uit al die stamme van Israel verkies het, sal ek vir ewig my naam vestig. En ek sal die voet van Israel nie meer laat wyk van die grond wat ek vir julle vaders bestem het nie. As hulle net sorgvuldig doen alles wat ek hulle beveel het, volgens die hele wet en die insettinge en verordeninge deur die diens van Moses. Maar Manasse het Juda en die inwoners van Israel verlei om meer kwaad te doen as die nasies wat die Here voor die kinders van Israel uitverdelg het. En die Here het met Manasse en met sy volk gespreek, maar hulle het nie geluister nie. Daarom het die Here die leerowerstes van die koning van Assirië oor hulle gebring, en die het Manasse met hake gevang en hom met koperkettings geboei en hom na Babel vervoer. Maar in sy benoudheid het hy die aangesig van die Here sy God om genade gesmeek en hom diep verootmoedig voor die aangesig van die God van sy vader en tot hom gebid. En hy het hom verhoor en na sy smeking geluister en hom na Jerusalem en sy koningskap teruggebring. Toe het Manasse erken dat die Here God is. En daarna het hy 'n buitemuur vir die stad van Dawid gebou, westelik van die Gion in die dal tot by die ingang na die vispoort, en dit om die heuwel getrek en baie hoog gemaak, en leerowerstes in al die versterkte stede in Juda aangestel. En hy het die vreemde gode en die afgodsbeeld uit die huis van die Here verwyder, ook al die altare wat hy op die berg van die huis van die Here en in Jerusalem gebou het en dit buitekant die stad gegooi. En hy het die altaar van die Here weer opgerig en daar dankoffers en lofoffers opgebring en aan Juda bevel gegee om die Here die God van Israel te dien. Tog het die volk nog op die hoogtes geoffer, maar net aan die Here hulle God. En die verdere geskiedenis van Manasse en sy gebed tot sy God en die woorde van die sieners wat tot hom gespreek het in die naam van die Here, die God van Israel, kyk, dit is in die geskiedenis van die konings van Israel. En sy gebed en hoe hy verhoor is en al sy sonde en sy ontrou in die plekke waar hy hoogtes gebou en die heilige boomstamme en die gesneede beelde opgerig het voor sy verootmoediging. Kyk, dit is beskrywe in die geskiedenis van Hosea. En Manasse het ontslaap met sy vaders en hy is in sy huis begrawe en sy seun Amon het in sy plek koning geword. Nou Amon was 22 jaar oud toe hy koning geword het en 2 jaar het hy in Jerusalem geregeer. En hy het gedoen wat verkeerd was in die oë van die Here, soos sy vader Manasse gedoen het.
En aan al die gesneede beelde wat sy vader Manasse gemaak het Amon ywerig geoffer en hulle gedien. Maar hy het hom nie verootmoedig voor die aangesig van die Here, soos sy vader Manasse hom verootmoedig het nie. Maar hy, Amon, het die skuld vermeerder. En sy dienaars het teen hom saamgesweer om hom in sy huis gedood. Maar die volk van die land het almal doodgeslaan wat teen koning Amon saamgesweer het. En die volk van die land het sy seun Josia in sy plek koning gemaak. Ons lees net tot sover. As mens hierdie stuk geskiedenis van beide die Noordryk en die Suidryk lees, die geskiedenis van die verdeelde monargie, is dit eintlik skrikwekkend om te sien wat alles daar gebeur het. In hierdie 4 generasies lees ons van 3 generasies, of 2 generasies eintlik, wat aanvanklik alles gedoen het wat verkeerd was in die oë van die Here. Die uitsondering Hiskia en dan die baie bekende Josia wat reggemaak het wat verkeerd was. En dis maar 'n stukkie uit die geskiedenis van Juda. En dis hartseer om te sê Israel, die Noordryk se geskiedenis, lyk nog erger as wat ons in die Suidryk vind. Nou broers en susters, dis die begin van 'n nuwe jaar. Die vorige jaar het geëindig. Dit is gewoonlik op hierdie tyd, of hierdie tydstip, wat 'n mens die geleentheid het om so 'n bietjie rustiger te raak, al staan jy nie heeltemal stil nie. En na die jaar terug te kyk, na alles wat gebeur het, 'n bietjie daaroor te dink en dit te evalueer. Ons beoordeel waar ons aan die begin van die vorige jaar was. Wat alles deur die verloop van die jaar gebeur het en waar dit ons aan die einde van die jaar gebring het. Ons wil tog sien dat ons aan die einde van nog 'n jaar vorentoe beweeg het. Dat ons beter af is as wat ons aan die begin van die jaar was. So ons kyk na persoonlike groei. Ons kyk na ons ontwikkeling, na ons omstandighede. En dit sluit natuurlik dinge in soos ons finansies, ons eiendom, ons gesinslewens, ons huwelike ensovoorts. Want as ons aan die einde van ons lewe kom, as ons na al die jare terugkyk, wil ons tog by elke jaar 'n regmerkie sien. 'n Regmerkie wat wys dat dit suksesvolle jare was. Nou my ma het altyd gesê, as jy wil weet of 'n ding goed of sleg is, dan maak jy vir jou 'n lysie. Aan die een kant skryf jy alles wat goed is neer, aan die ander kant alles wat sleg is. En in die aard van die saak, daarna weeg mens die goeie teen die slegte en oordeel aan watter kant dit val. As die goeie dinge meer weeg as die slegte, dan is dit goed. En andersom is natuurlik ook waar. En dis basies wat ons aan die einde van elke jaar doen. In ons gedagtes lys ons al die goeie dinge aan die een kant en al die slegte dinge aan die ander kant van die jaar en weeg ons dan ook die goeie teen die slegte om te bepaal of ons aan die einde van 2025 'n regmerkie of 'n kruisie kan neerskryf. En nadat ons dit gedoen het, is dit gewoonlik ons voorneme om nou in die nuwe jaar al die kruisies reg te stel en om verder op die regmerkies te bou, sodat 2026 net nog meer en meer suksesvol, net nog meer en meer regmerkies sal hê as wat die vorige jaar gehad het. Maar as ons dit doen, is die oogpunt van waar ons na die afgelope jaar kyk
baie belangrik. Want dit maak op die ou einde die verskil aan wat ons as regmerkies en wat ons as kruisies beskou. Dieselfde jaar, dieselfde gebeure kan of as 'n sukses of as 'n mislukking gesien word, afhangende van waar ons daarna kyk. 'n eenvoudige praktiese voorbeeld. As 'n boemelaar nou aan die einde van 2025 R100 gespaar het deur die jaar, dan is dit tog vir hom 'n regmerkie. Hy begin die nuwe jaar met R100 wat hy nie gehad het nie. Maar as 'n ryk man aan die einde van die jaar gekom het en hy het net R100 gespaar, dan is dit beslis nie vir hom 'n regmerkie nie, want dit is heeltemal te min. Vir hom is dit 'n kruisie. So die plek in ons lewe waarvan ons kyk na die gebeure in die jaar, het 'n groot impak op wat ons as 'n sukses of as 'n mislukking beskou. Nou ons geleesde gedeelte, soos u kon aflei, handel oor 'n baie bekende figuur in die skrif, maar oor al die verkeerde redes. 2 Kronieke 33 begin na die afsterwe van 'n goeie koning, Hiskia. Ja, hy was 'n mens met sy foute, maar hy het probeer om goed te doen in die oë van die Here. As u sy geskiedenis gaan lees, sal jy sien hy die afgodsaltare en al die aanbiddingsplekke afgebreek. Hy het sy toevlug by God gaan soek wanneer die gevaar bedreig het. Hy het geluister na die gestuurde van die Here, die profeet Jesaja. Die dinge waarmee God hom toevertrou het, het hy probeer beter maak, ontwikkel. En daarom lees ons aan die einde van die vorige hoofstuk, hoofstuk 32, daar die laaste 2 versies, die verdere geskiedenis van Hiskia en sy vrome dade. Kyk, dit is beskrywe in die gesig van die profeet Jesaja, die seun van Amos, in die boek van die konings van Juda en Israel. Hiskia het ontslaap met sy vaders en hy is begrawe teen die hoogte van die grafte van die seuns van Dawid. En die hele Juda en die inwoners van Jerusalem het hom eer bewys by sy dood. En sy seun Manasse het in sy plek koning geword. Manasse, seun van die vrome koning Hiskia, opvolger op sy troon, 'n koning van Juda uit die stam van Dawid, maar die absolute kontras van sy vader. Waar Hiskia probeer het om te doen wat reg was in die oë van die Here, het Manasse eenvoudig net nie eens omgegee nie. Nie eens probeer nie. Ons lees in die heel eerste vers van ons geleesde gedeelte dat hierdie koning reeds op 12-jarige ouderdom die troon bestyg het. Maar dit was heeltemal te jonk vir die mag, die status wat sy posisie vir hom verleen het. En in vandag se taal lyk dit regtig asof dit na hierdie seun se kop toe gegaan het. Verse 1 en 2, Manasse was 12 jaar oud toe hy koning geword het. Hy het 55 jaar in Jerusalem geregeer. En hy het gedoen wat verkeerd was in die oë van die Here, volgens die gruwels van die nasies wat die Here voor die kinders van Israel uitverdryf het. Op 'n stadium het ons gelees, het hy die volk daartoe gelei dat hulle gruwels erger was as die van die nasies wat eers daar gewoon het. Ek gaan nie vanoggend ingaan op wat die nasies alles gedoen het nie. Maar mense, daardie beskrywing moet eintlik vir ons hoendervleis gee. Dit was verskriklik. So alles waarvoor sy pa so hard gewerk het, Manasse afgebreek. Ons lees, hy het weer die afgodsaltaars opgebou. Selfs in die voorhof van die tempel.
Hy het die volk gelei tot afgodsdiens voor die aangesig van die Here. Hy het waarlik gedoen wat verkeerd was in die oë van die Here. Nou Manasse was nie Jehoskia se oudste seun nie, hy was een van die jonger seuns. So op die oog af lyk sy koningskap vreemd. Dalk het die volk iets spesiaals in hom gesien, maar vanuit die geskiedenis besef ons die realiteit, die werklikheid is, dat toe God Manasse as koning vir Juda gegee het, het hy dit gedoen in oordeel. Op daardie jong ouderdom kon Manasse nie die versoekinge weerstaan wat gepaard gegaan het met al die weelde, die rykdom, die status van koningskap nie. Manasse het die vryheid gesoek om te doen net wat hy wou. Klink soos vandag, hoeveel keer hoor ons nie, moenie vir my sê wat ek moet doen nie. En dit was Manasse se ingesteldheid. Hy het glad nie daarin belang gestel om homself te beskou as 'n geroepene van God, as 'n koning deur God daar gestel as draer van die verbond en as skuld vir sy mense teen die bose en die verkeerde van die wêreld nie. En daarom lees ons het Manasse sy pa se werk intentioneel teëgestaan. In plaas daarvan om die God te lei in aanbidding tot God, het hy hulle gelei tot die aanbidding van die baals van die wêreld. En so het hy jaar na jaar sistematies hierdie rebellie van hom teenoor God voortgesit. En weet jy, in sy eie oë was hy baie suksesvol. Hy het dit reg gekry dat Baal in die huis van die Here aanbid word. So volgens sy lysie van dinge wat 'n sukses is, was daar vir hom aan die einde van elke jaar meer regmerkies as kruisies. Aan die einde van elke jaar kon hy terugkyk met tevredenheid oor dit wat hy gedoen het. Hy was besig om van sy verantwoordelikheid teenoor God ontslae te raak en hy het dit reg gekry om te doen net wat hy wou. Ons lees Manasse het God in sy gesig beledig in 'n poging om homself totaal en al van God vry te maak. Hy het aktief die diens vir die Here beveg. Hy het aktief sy lewensroeping beveg en vanuit sy eie oogpunt gedink hy was besig om dit reg te kry. Vers 6. Ook het hy self sy seuns deur die vuur laat deurgaan in die dal van die seun van Hinnom en met golery en verklaring van voortekens en towery omgegaan en dode besweerders en waarsêers aangestel. Hy het baie gedoen wat verkeerd was in die oë van die Here om hom te terg. Aktief gerebelleer teen God. En hy het gedink hy was besig om dit reg te kry. Maar God se beoordeling van Manasse se lewe het anders gelyk. Volgens God se lysie van die koning se doen en late was daar elke jaar nie regmerkies nie. Daar was kruisies. Nie 1 jaar tot op daardie stadium van Manasse se regeringstydperk was volgens God 'n sukses nie. En daarom is dit nie snaaks dat ons vers 11 lees, het die Here die leeroowerstes van die koning van Assirië oor hulle gebring en die het Manasse met hake gevang en hom met koperkettinge geboei en hom na Babel vervoer. Weet jy, dis presies wat die sonde aan die mens doen. Dis presies wat die sonde aan ons doen, sou ons dit toelaat. Vanuit 'n sondige oogpunt vind ons sukses in dinge wat heeltemal verkeerd is in die oë van die Here. Die sonde oortuig ons daarvan dat ons lewens uit regmerkies bestaan.
al lewe ons in stryd met dit wat die Here vir ons beplan het. Die sonde veroorsaak dat ons 'n lewe lei wat lei tot die oordeel van God, soos wat Manasse ook hier ervaar het. En dit terwyl ons baie maal dink, ons lewe 'n goeie lewe. Ek doen tog goeie dinge. Op die einde van die dag, die koning wat so graag wou vry wees om te doen wat hy wou, sy sonde het veroorsaak dat hy vasgevang was en niks meer self kon doen nie. Mooi van hierdie stukkie. Dit lees ons vanaf vers 12, waar Manasse deur al hierdie gebeure tot bekering gelei was deur die Here. Ons lees hy het homself gewend na die God van sy vader, hy het hom vergifnis gevra en gebid. En dan vers 13, en hy, dus God, het hom verhoor en na sy smeking geluister en hom na Jerusalem en sy koningskap teruggebring. Toe het Manasse erken dat die Here God is. Ten spyte van Manasse se sonde, se opstand, se lastering, was dit God se genade wat hierdie man weer op sy knieë voor die Here van sy vaders gebring het. Dit was God se genade wat op die ou einde van Manasse se lewe 'n sukses gemaak het, wat die kruisies in regmerkies verander het. Ek was Manasse. Ek het teen God gerebelleer. Ek het gesoek na valse vryheid, dit wat die sonde beloof het. Ek het God se stem geïgnoreer, ek wou doen wat ek wil. Ek het op ander mense getrap om te kry wat ek wou hê, en die groot baal in my lewe, die eie ek, was die enigste God wat ek aanbid het. Totdat God se genade van my lewe 'n regmerkie gemaak het. Broers en susters, ten diepste is die geskiedenis van Manasse elkeen van ons se lewensverhaal. Hierdie stukkie geskiedenis is as 'n profesie van God se ingrywing in die lewens van sy kinders wat hy in Christus Jesus sou volbring aan ons gegee. Want in Christus het God van elkeen van ons se lewens, elkeen wat hom liefhet en hom aanroep, 'n regmerkie gemaak. Sy kruis het van die kruisies in ons lewens regmerkies gemaak. Voor die dag wat hy ons tot bekering gelei het, net soos wat hy met Manasse ook gedoen het ons ook gelewe vir onsself. Alles het gedraai oor die eie ek, wat ons wil hê, wat ons wil doen. En God se plan vir ons lewens, ag nee, wat dit was meeste van die tyd nie ter sprake nie. En as sondaar die kere wat mens dan wel daarmee gekonfronteer word, dan is dit net in jou pad. En dalk volgens jouself het alles goed gelyk, was jou lewe net vol regmerkies, elke jaar 'n sukses. Maar in die Here se oë is jou lewe een groot kruisie, totdat die skadu van die kruis daaroor geval het. Dan eers besef 'n mens hoe verkeerd jou lewe werklik is. Dan eers besef 'n mens hoe groot God se genade is, dat hy in Christus ten spyte van jou sonde, jou opstand, jou lastering, jou teruglei na die voete van die God van jou Vader. So as ons nou terugkyk na 2025,
Vanuit watter oogpunt doen ons dit? Waar staan ons as ons kyk na alles wat gebeur het? Vir onsself kan dit dalk lyk na 'n goeie jaar, met positiewe resultate wat verby is. Maar waar ons regmerkies sien God nie dalk nog kruisies nie. Was ons besig met ons eie plan vir ons lewe, vir ons huis, vir ons kerk? Of het ons deur die krag en genade van Christus gewerk vir die plan wat hy daarvoor bepaal het? Vanuit God se oogpunt sal jy ook besef dat baie van die dinge in ons lewe wat ons so maklik as kruisies beskou, niks anders is as geleenthede vir regmerkies nie. Die siekte waarmee ek geworstel het was nie straf nie, maar geleentheid om te groei in die geloof. Die werk wat ek dalk verloor het was nie 'n mislukking nie, maar die oorsaak dat ek weer nader aan my Here beweeg het. Vir 'n kind van God is die uitdagings wat die lewe bring, die nuwe jaar dalk bring, nie kruisies nie. Dit is baie maal God se manier om van die kruisies regmerkies te maak. Want in Christus word selfs die grootste sondaars, die Manasses van die lewe, u en ek, gelei tot die voete van ons Here. Deur God se genade word ons oogpunt ook so verander om te soek na sukses in God se plan vir ons lewens. En nie ons eie nie. Deur die skadu van die kruis kan die lelike, die sleg, die kruisies in ons lewens verander na regmerkies in die oë van God. Amen. Kom ons bid saam. Almagtige God, grote God en enigste God. Saam met die psalmdigter kan ons vanoggend getuig, U het die begeertes van die ootmoediges gehoor, U versterk hulle hart, U oorluister. Here, ons weet, soos U ons leer, dat ons oor niks besorg hoef te wees nie, maar dat ons alles deur gebed en smeking aan U voete kan lê, daar waar U ons teruggelei het. En daarom ook nou aan die begin van die nuwe jaar saam met al die gelowiges dwars oor die wêreld, saam met alles wat asem het en U grootheid bely, loof ons en prys ons U heilige naam. Nou Here, dit was dalk soms 'n moeilike jaar, maar 'n jaar waar ons keer op keer U genade ervaar het, steeds doen. En daarom sal ons nie die dag van môre vrees nie, al lyk die jaar wat verby is soos 'n jaar vol kruisies. En U weet ons, word ons lewens in 'n regmerkie verander. Want ons ewige saligheid is veilig in U hande, reeds betaal en in ewigheid bewaar. Nou Here, deur U Seun het U gewys dat U by ons is. Selfs toe ons nog nie by U was nie, dat U ons opgesoek het toe ons U vyande was en U nie geken het nie, toe ons lewe een groot kruisie was en U ons met U kruis gekonfronteer het. Daarom
Help ons om die jaar te evalueer op grond van U roeping vir ons lewens. En dat ons in grond van Christus en in Christus sal bepaal of 2025 'n regmerkie was in U oë. Help ons dat die nuwe jaar sal wees. Ons bring aan U alleen die eer, die eerlikheid. Want aan U alleen behoort dit tot in ewigheid. Amen. Ek gee geleentheid nou vir